Psalms. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion Gemeente in Parys. Vanmôre Psalm 148. Kan jy glo, ons is amper hier op die einde van Psalms. En die opskrif, laat die hele wêreld U prys. Ek lees vir jou vanmôre vers 13. Laat hulle die naam van die Here loof, want net sy naam is verhewe. Sy majesteit is bo die aarde en hemel. Wow, dis amazing. Coram Deo. Jesus kom inderdaad uit die hemel aan die einde van die tyd om sy plan te volbring en 'n nuwe hemel en aarde te bring. Jy kan gerus Openbaring 21 gaan deurlees. Ons het gisteraand daaroor gepraat by ons hemelvaartdiens. Maar hy kom nie terug om sy koninkryk te vestig en sy troon te neem nie. Want soos Matteus 24 vers 1 tot 31 en Handelinge 1 vers 6 tot 11 ons meedeel, het Christus hierdie troon geneem toe hy opgevaar het na die hoogte en die stad Jerusalem in die eerste eeu geoordeel het. Jesus regeer nou. En omdat hy koning is, kan ons hom dien in vertroue van sy finale oorwinning. Miskien is vandag 'n dag, wanneer dit nie is waarna jy lus is om God te vier of te besing nie. Ek moedig jou aan om Psalm 148 te lees en dit dan weer te lees. Begin om lofprysing tot die Here uit te spreek. Prys hom vir sy teenwoordigheid in jou lewe, vir sy liefde, genade en barmhartigheid. As jy hierdie Psalm saam met my 'n paar keer deurgelees het vanmôre, dan wil ek sê, op U is my fokus. En kom ons sê vir hom dankie daarvoor vanmôre. Vader, baie dankie dat te midde van al die wankelrige dinge in ons lewe wat so vinnig pad gee, is daar een vaste anker wat in ewigheid nooit sal verander nie. En dis Jesus Christus, ons koning, verlosser en saligmaker. U staan vas tot in ewigheid. En dankie dat U in hierdie dag daardie vrede in ons gemoed bring, en ons wil op U fokus, op U alleen moet ons fokus wees, elke oomblik van hierdie dag en van hierdie pad. Dankie dat U ons vashou. Dankie dat U ons liefhet met 'n ewige liefde. Aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte, in Jesus naam. Amen.